Goeiemôre, dit is maandagoggend 10 November 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. Ek vra alle lede van SBB, sowel as wat mense wat besig is met hulle aansoeke, om geduld aan die dag te lê, aangesien die Stel Prinsloo, ons hoofadministratiewe persoon hier by die hoofkwartier van SBB, sy man Vrydagmiddag oorlede is en sy sal vir 'n paar dae nie beskikbaar wees om mense te help nie. Maar al ons ander dames is daar en kan versekerde van die probleme wat julle mag ervaar mee help. Vanoggend wil ek met julle praat rondom die hele kwessie wat daar by die brug aangaan by die Bloemfontein. Soos hierdie opskrif van rapport dan ook sê, oorrek oor China militêre basis in SA opknap en wat soek hulle in ruil daarvoor. En dis eintlik baie eenvoudig, want as jy die geopolitiese omstandighede in die wêreld dophou, dan moet jy aanvaar dat Suid-Afrika 'n sleutelrol speel. 'n Sleutelrol in die belangrikheid van die Kaapse seeroete. Net soos wat die Trump-administrasie Amerika sekere aksies teen die ANC-geleide regering van nasionale eenheid deurvoer, die tariewe wat gehef word, die afwesigheid by die G20 beraad en al daardie beskuldigings wat Amerika Suid-Afrika se kant toe maak, waar of onwaar, dit maak nie saak nie, uiteindelik gaan dit vir Amerika oor beheer. Net so gaan dit vir China in 'n situasie van 'n wêreldkonflik is Suid-Afrika van kritiese belang. Maar hulle dateer nie net of bou of herstel nie net die brug nie, hulle brei hom uit, hulle maak hom groter. Daar is 'n nuwe aanloopbaan wat kom ook daar by die brug, alles word deur die Chinese gebou, dis inderdaad so. Maar wat nog? Daar is gerugte, sterk gerugte, dat China ook vir Suid-Afrika gaan toerus met 2 volledige gemekaniseerde brigades. Die toerusting wat benodig word om 'n brigade by 2 mee toe te rus. Van troepedraers af, panservoertuie, IGV's, tanks, alles wat nodig is om 2 brigades ten volle toe te rus. Dit sal hulle dan voorhou, die ANC, as hulle gemoderniseerde weergawe van die weermag, die hernuwing daarvan. Daar is ook sprake dat China betrokke gaan raak by ons vloot en die vlootskepe wat daar in Simonstad doodstil staan, en ek het 'n vermoede dat ons dalk baie binnekort ook van die nuwe Chinese J-20, selfs 'n J-35 vliegtuie in Suid-Afrika kan sien. En dit alles in ruil om 'n voetspoor in Suid-Afrika te hê. As dit begin by die brug, strategies in die middel van die land, dan maak dit sin uit, en die volgende sprong is dan Simonstad toe, vir daardie hawefasiliteite se beskikbaarheid vir aanwending teen 'n potensiële Amerikaanse bedreiging vorentoe indien die oorlog gaan eskaleer. En ons sien die retoriek rondom die hele Taiwan Chinese unifikasie, of dit gaan plaasvind, die dreigemente daar rondom, en dan die openlikheid wat Amerika mee praat oor, hulle gaan in 'n groot oorlog met China gewikkel wees. Dit is wat China in ruil soek
vir die opgradering van bestaande militêre fasiliteite in Suid-Afrika. Dit beteken nie noodwendig Chinese voete op die grond nie. Alhoewel daar tegniese kennis en tegniese personeel moet wees, konstruksiepersoneel op die grond neergesit word, sal dit uiteindelik meer Chinese voete in Simonstad hawe ervaar as wat ons by die brug ervaar. Maar ons gaan Chinese toerusting en opleiding daar sien van 'n ongekende skaal vorentoe. En ons moet daarvan kennis dra, ons kan dit nie ignoreer nie, want dit speel op die ou einde van die dag 'n rol ten opsigte van selfbeskerming, selfbeveiliging. Dit gaan oor hoe gaan die weermag onder leiding van die ANC geleide regering van nasionale eenheid, hoe gaan hulle daai nie toegeruste magte aanwend indien dit plaasvind? Dit is wat kommer inhou. Veral as daar nie uitkoms is vir hulle nie en hulle gaan oor tot 'n onderdrukkende tipe van regeringsstyl. Ek kan nie sien hoe die ANC gewilliglik hulle gesag, hulle beheer oor Suid-Afrika gaan prysgee nie, so hulle kan op die ou einde van die dag in mag bly met 'n goed toegeruste weermag. Maar ons is nog ver van daai punt af. Maar die opgradering van die brug deur die Chinese het uit die aard van die saak reeds begin. En om Rapport se vraag te beantwoord, hulle soek 'n vastere plek in Suid-Afrika. Hulle is bereid om met wapentoerusting en opgraderings en modifikasies daarmee te betaal en om dan sodoende toegang te kry tot Simonstad, die onderhoud van ons vloot, 'n plek waar hulle skepe kan aanvullings doen en dan uiteindelik te kan gebruik in 'n geval van 'n wêreldoorlog of 'n nuwe konflik wat mag ontstaan oor Taiwan tussen Amerika en China. So ons moet maar oop oë loop, hierdie tipe van dinge gaan gebeur. Ons moet aanvaar dat die verhoudinge wat al meer en meer verswak met die westerse lande en dit groei al groter, nader, nouer met China en Rusland, moet ons toenemend verwag dat Suid-Afrika gaan na die Chinese kant kyk vir wapentuig en toerusting. Dis iets wat ons sal maar gelate moet aanvaar, maar dit beteken nie dat dit die land van 'n totale ineenstorting gaan red nie. Want soos ek gesê het, ons is nog ver van die punt af waar daardie toerusting in Suid-Afrika sal wees. Hierdie is 'n waarskynlik 'n program wat oor 'n tydperk gaan strek, maar ons sal dit dophou en sal terugvoer na julle op 'n gereelde basis bring. Maar ja, intussen, julle moet 'n goeie week hê, julle moet mooi loop, kyk na julleself, wees versigtig, kyk na julle gesondheid mense, probeer fiks bly, probeer gesond eet, probeer gesond lewe. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle dieselfde tyd.